Sabbat is vir vreugde. Die destydse Sabbat wat die Here ingestel het, was 'n dag van rus, so bedoel. Maar dit was ook 'n dag van vreugde. Nou deesdae vier ons as Christene die Sondag. Maar wat mooi moet verstaan is dat Sabbat nie in die eerste plek 'n dag van reëls was nie. Dit was eintlik 'n dag waarop God se mense kon stop, asemhaal en bly wees. En ons kan dit vandag op die Sondag oordra. Dis 'n dag van spel in die breedste geestelike sin van die woord. Die punt is om 'n dag te hê waarin ons hande van ons arbeid optel en dit saamvou in spel as gebed om God te loof en eer. Dawid skryf in Psalm 28 vers 7: Die Here is my sterkte en my beskermer, op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp, daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. En die woord jubel in Hebreëus beskryf hier die rondspring van vreugde, soos 'n kind wat opgewonde is. En Dawid is nie skaam oor hierdie uitbundige vreugde nie. Dit is sy reaksie op God se hulp. Hoe verskillend sal ons Sondag lyk as ons dit begroet met 'n uitbundige gejubel. Nie as 'n pligsbesef om byvoorbeeld kerk toe te gaan nie, maar as 'n viering vir God en van God wat help, red en bevry. René Proyer van die Universiteit van Halle in Duitsland het spesifiek ondersoek hoe volwasse speelerigheid verband hou met geestelike welstand. En hy het bevind dat mense wat hulle self as speelerig beskryf, ook beduidend meer spirituele of terwyl dan geestelike ervarings rapporteer. Hy skryf dat speelerige volwassenes hoë vlakke van betekenis in lewe rapporteer en hulle geestelike energie as meer lewendig en persoonlik en betekenisvol. Ons het hierdie week gesels oor omhels speelerigheid, nie oor kinderspel as sulks nie, maar 'n lewenshouding wat vreugde, lighartigheid en jubel in alles inbring in wat ons doen, want so wil ons vir en met die Here leef. Die Here is jou krag en jou skild, en dis al reeds genoeg rede om uit te bars in vreugde, want Sabbat, Sondag is vir vreugde. Leef geïnspireerd.